Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat vanmôre met Gys Spitzer. Môre Gys. Môre Gerard. Dankie dat jy hier by ons is. Jy het 'n baie mooi storie wat geëindig het, wat nie geëindig het nie, wat nog besig is om te ontwikkel, maar wat tans al een van die mees suksesvolle tweedehandse motorhandelaars in die land is. En die ding wat jou hier bring is die storie wat hierdie ding suksesvol maak en waar hy begin het. Maar daar's goed in jou lewe wat gebeur het wat jou gevorm het. Ons is mos maar die produk van ons opvoeding, waar ons opgroei en wat ons ouers ons leer. Jy's die seun van Gys Spitzer, dis natuurlik. Ons gaan praat oor die naam van jou besigheid later, maar Gys Spitzer, jou pa het vir die Bulle wat jare gespeel in die 70's. Hy het 65 het hulle begin, en hy het 67 vir die Bokke begin speel tot 1970. Ja, maar die All Blacks was sy laaste reeks, is dit nie? Die All Blacks vir die Bulle. Hy het nooit 'n toets gespeel teen die All Blacks nie, maar hy het 'n verskriklike harde game gespeel op Loftus. Dit was eintlik al oorlog daai tyd. Ja. Op Loftus. Ja, daar's ook goeders toegelaat toe wat nou nie meer die ouens het toe weggekom met goed wat hulle nou meer weg. Vlagman het eintlik nie 'n doel gehad. Ja. Wat het jou pa jou geleer? Wat het jou pa jou geleer wat later in jou lewe vir jou want daar was so 'n stukkie beroepsrugby ook, ons kan daar oor praat. Dit het ook in jou gevorm, maar wat het jou pa jou geleer wat jou suksesvol gemaak het? Gerard, guts. Sorry, jammer vir die woord, maar guts, want hy het 'n ou geleer, jy moet aanhou. Ons het met die rugby, het ons afgerig by allaars, by tikkies. Want hy altyd gesê, manne, ons doen vanaand 20 skrams. As ons 20 skrams te doen, dan sê hy, hoorie, manne, julle voel nog goed, julle lyk goed, doen nog 10 vir jouself. Dan onthou, dan gee jy nou jou alles vir die eerste 20, dan gee jy nog 10 skrams, en daarna, dan sê hy vir my, doen nou een vir jou spanmaat. So hy het jou geleer om, as jy dink jou plafon is daarbo, gaan 'n bietjie oor jou plafon. Net om jou kop bietjie sterker te maak. Hy het nooit opgegee nie. En as hy jou fitness geoefen het, jou fiksheid, dan was hy ook nie baie medelyend nie. Nee, ek kan vir jou vertel wat ons by John Foster is daar so 'n sementpad op na daai reservoir toe. En ons het daar gehardloop en sê vir my, vat hierdie 2 stene en hou dit in jou hande. Dan sê ek vir hom, hoekom pa? Hy sê, want jou hande doen nou niks en dit gaan jou vingers sterk maak. En jy gaan dit gebruik in die game. En dan is ons daar gehardloop het is geoefen totdat ek naar is, totdat ek nou opgooi. En dan sê hy vir my, seun, ek stap so lank af, kom jy nou rustig af en veer daai mondjie van jou af. En as ek onderkom, ons het in 10de laan gebly. En van John Foster Hoërskool af tot by 10de laan is seker 5 kilos. Ja. Dan het hy vir my weggery. Dan ek het nie fiets nie, ek het nou net my alie afgehardloop. Ek het alles gegee. En want hy het my gesê, doen nog een. Kom ek maar onderhand te weggery. Kyk dan hier my hart, kyk ek vloek. Jy's kwaad. En dan begin ek daar te loop, dan begin jy's 'n matrieklaaitie, né? Dan begin jy eers te huil van woede en dan begin jy later net te sê, hoor ek kan nou maar net sowel begin draf. Dan draf ek nou rustig tot by die huis, kom ek daar, dan maak ek nou eers as vir kwaad is, maar ek het klaar afgekoel. En dat jy net geleer, jy kan meer doen as wat jy dink jy kan doen. Hy het altyd 'n ding gehad wat hy gesê het, when the mind is prepared, the body will respond. Dit was sy groot ding. Kry jou kop reg en hardloop jy deur 'n muur. So dit is die goed wat my pa my geleer het, is 100% guts. Jou pa was het jy al vir my gesê, was 'n fenominale ou geweest. Ja. Ongelooflik. Dis kom hy springbok geword het. Hy het hard geoefen, hard gewerk. Jy weet, hy is nog van daai ouens wat sy pensioen teruggekoop tot op 'n ouderdom van 16 toe. Ja. En dan het hy na ure het hy elektriese werk gedoen.
Vir wie het hy gewerk? vir homself. O ja, Ja. ja. Hy het daai tyd Gysputter elektries gehad. O ja. En dan het hy privaat werking goed gedoen. Hy was by 'n onderwyser by John Foster. Hy het hulle afgerig in 1976 toe wen hulle die eerste keer die direkteurstrofee. Dis die beeldtrofee, John Foster. Toe wen hulle affies hierso op John Foster se velde. En dit het baie te doen met die coach. Dis die coach. Daai kyk hy het hulle pauses gevat. Hy het hulle gevat op klinieke, Nylstroom toe. Dan speel hy teen die derde span van Nylstroom, die dorp. Dan sê hy vir die ou manne voeter die kinder dat hulle kan hard word. Ja, dan hy het hierdie reëling met die ouens. Gee hulle die klein ouetjies 'n paar klappe daar. As daai ouetjie in 'n gewone rugbywedstryd kom hier in Pretoria, is hy 'n meneer. Verstaan? So hy het hulle hard gemaak. Maar hy het so uitgereik na die kinders toe, kinders wat huweliksprobleme gehad het en as die ouers hulle oë uitvee, is hy sommer daar by die ouers. Hoorie, wat gaan hy aan? Hy kan help. Hier is nogal 'n iets moois wat ek hoor. Maar wat nie pas in die huidige milieu nie. Kyk, die mooi groot maak van kinders. Wat ouers uit die oog verloor is dat die lewe spaar jou nie. Hierna nie. Ja. So die ouer 'n pa wat sy kind hard groot maak. Die voordeel daarvan, die kind kom hierna en dan al die uitdagings wat hy in die oë kyk, sê hy, dis nie so erg nie, my pa was erger. Ja. Ek het ook so groot geword. Ek het alles gemeet aan my pa en ek het alles Ja. gesê, julle match nie wat hy aan my gedoen het nie. Dit is ek het nog nie 'n ou gekry wat my pa match nie. Ja. En verstaan net ouers, as jy jou kind oppiep dat die lewe gaan dit nie doen nie. Hy gaan uitdagings kry Ja. wat groot is. En as jy nie vir hom daai uitdagings gee en leer om dit te hanteer nie, dan gaan hy terugstaan vir wat die lewe bring. Jy het na skool vakmanskap gedoen. Ook as elektriesien. Ook as elektriesien by Stadsraad van Pretoria. Ja. En Premos is daai gebou daar net oor kan die Technikon. Ja. Dis die Pretoria munisipale opleidingsentrum Ja. is toegebou. En ons het toe van die ou opleidingsentrum af, ons is die vakleerlinge appies wat die alles geskuif het soontoe en toe begin ons aan daai kant. Maar jy wil toe nie dit jou loopbaan maak nie. En jy gaan werk toe vir jou familie besigheid. Gerard, wat gebeur? Ek het my ambag K gemaak, Ja, ja. ek het gekwalifiseer as 'n elektriesien. Ja. En toe koop my pa en my broer en my Ouer broer broer. se vernoot Piet Pitser, ja. En sy skoonpa saam 'n vulstasie daar op die hoek van 24ste en Hertzog, Total Garage. En toe sê ek wil daar gaan werk. Ek is 23, ek wil die plek bestuur, gee my 'n kans. My ma sê nee, kan nie, jy het 'n medies en pensioen by die Stadsraad seun, daai is die sekuriteit wat jy nodig het. Nee. Toe's my broer, gaan ek na my broer toe. Ek sê vir hom, Piet, broer, gee my 'n kans. As dit nie maak nie, as ek dit nie maak nie, dan maak ek dit nie. Vir dieselfde salaris as wat ek by die Stadsraad gekry het. En toe bereed het my ouers. En ek is so 'n bietjie, jy is maar 'n jong mannetjie van 23 en die speel 'n bietjie rugby en partykeer doen 'n ou maar roekelose goed. En jou ouers sien dit altyd baie erger as wat dit is op daai stadium. Vandag is ek self 'n ouer. Maar en toe kry ek die geleentheid by die volstasie. Toe begin ek daar. Ja, dis belangrik en ek dat goed gebeur en ek gaan infokus wat gebeur het by daai volstasie. Is dit die tyd wat jy ook 'n bietjie beroepsrugby begin speel min of meer dieselfde tyd? Ons het dis so 'n bietjie voor dit. Het ek begin by die volstasie, ja. O ja. Maar terwyl jy by die volstasie dan is begin jou rugby loopbaan so 'n bietjie vorm aanneem. Nou die twee goed loop saam. Dit gebeur in dieselfde tydvak. So jy kan ons kan met dit so saam deel. Daar by die volstasie, wat gebeur? Wat's die deal? Hoe lyk die deal? Ons het ek en my broer het 'n ooreenkoms gehad. Hulle wil 3% per maand op hulle belegging hê, op die geld wat hulle ingesit het. Daai tyd was dit het hulle al 4 aandeelhouers het R660,000 betaal. Dit is in Junie 1996. En ek sê toe, man, ek vat die deal. Ek besef nie 3% per maand
is 36% 'n jaar, wat baie goeie geld is, en daarna kan ek 50% kry van dit. En ek trek daar weg, en ek was op die volkort, ek was 6:00 in die oggende was ek daar, piektyd het ek brandstof gegooi, ons het die volstasie gekoop, toe sy op 180,000 liter, en in 'n kwessie van 6 maande, toe is op 230,000 liter. Dit is om opgevat met 50. Wat het jy gedoen om met 50 op te vat? Gerrit is betrokke. Ek was self ruite gewas, self karre gewas. Ek het die diens, ek het die bankies van die joggies weggevat. Hulle mag nie daar sit nie. As 'n ou ingery kom, is 'n petroljoggie staan vir jou en wag. Want ek was self daar met die piektye. So jy help self die kliënte, jy groet die kliënte. Kyk, ek het sommer met my tekkies, daai Judron PT broeke, en 'n T-shirt. Ek wil net vir iemand wat hierna toe luister sê, ek het self petrol ingegooi daar. Dit was 'n gunstelingstasie en jy was daar. Ja, met jou kortbroek en plakkies saam met die joggies is tekkies, die joggies is in hulle uniforms, jy is met jou kortbroek en tekkies daar. Ja. En jy doen ook, jy spring in. Ja. Jy sien, dit maak vir 'n kliënt baie spesiaal. En jy was nie beroemd destyds nie, jy was maar net 'n gewone ou wat werk op. Het maar net daar gewerk by die volstasie. Ja. So wat gebeur is joggies hulle was permanent skoon geweest, hulle skoene het geblink. Ja, ek wil vir jou sê, ek het alles by daai volstasie geleer. Ek het geleer om debiteure te doen, my rekeninge gedoen, strokies, kontant getel daai tyd. En die vloer was die platform was silwerskoon. Platform was silwerskoon, daai plek het geblink. En toe kom Total met die liters wat opgetel het. En toe sê hulle gaan vir ons die geleentheid gee, hulle gaan die volstasie herbou. En met daai, dit was in 97. En daai Desember toe vra ek my broer, sê ek vir hom, broer, ek is nou 'n jaar en 'n half hierso, hoe lyk dit met 'n 13e check? Vir 'n bonusie. Toe sê hy, maar jy is mos aangestel op kommissie. Ek sê vir hom, ja, maar jy help net so bietjie, dis nou Desember. Hy sê, jy moet besluit wat jy wil hê. Wil jy op kommissie wees, of wil jy permanente 13e check kry? 'n Harde broer, dis 'n mooi storie. Nee, hy het my alles geleer daar. Hy leer jou nie, jy is nie 'n boetie nie, jy werk vir hom. Toe sê hy vir my, gaan dink baie mooi, want hy het nou gesien waartoe gaan die volstasie en die goed besig om op te tel. En die revamp is in plek, die opgradering is in plek. En volgende dag toe kom ek na hom toe, sê ek vir hom, broer, ek vat nie daai 13e check. Nou weet vir 'n ou van nou sê hy 25 jaar oud, 24. Dit is 'n groot keuse om te maak. En jy die check vat nou, bankie geld, of jy moet jou sommetjie doen, as ek so 'n bietjie harder werk, en ons kan die liters nog optel, en ons kan die winkel wat nou bykom, druk, en meer wins maak vir die aandeelhouers, gaan ek by daai doel wat uitkom. Sê ek van broer, hier, hou jou check. Gaan hom nie vat nie. En toe 6 maande daarna, toe is op 'n punt waar ons, waar ek hulle persentasie, wat goed was vir hulle, daai tyd, ek het by die 3% per maand uitgekom, 36 jaar. En toe begin ek nou 50% van alles daarna, begin ek te maak. So na 3 jaar daarna, toe sê hulle nee, ek kry amper meer as wat hulle kry. Ja, maar dit was die deal. Sê hulle, ja, dit is die deal. Dit is dit so 'n bietjie verander, elke 3 jaar mag ek 'n ander voertuig kry. Ek het 'n selfoon, dis nou my eie foon, daai tyd daai Nokia's uitgetrek, ek het 'n selfoon gekry, en dis goeie wat dit bietjie makliker gemaak het, maar dit het nie net uit die lug geval nie. Dit is, my broer het my daar geleer, en ek wil eintlik vir almal sê, gaan dink mooi voordat jy net nou iemand se geld vat. Ja. Want daar is ietsie daar agter wat vir jou lê en wag. Maar ek kan dit net herhaal, wat Piet daar gedoen het met jou, as 'n broer, was baie spesiaal. Baie. Want soms is ons met ons familie, wil ons hulle te maklik ter wille wees, maar dis korttermyn. Terwyl ons lange termyn, ons moet bietjie hard wees. Ons moet ons familie hanteer op 'n besigheidsvlak, met genade.
Maar wat hy gedoen het hard oorgekom, maar dit was eintlik 'n groot stuk genade. Ek wil jou net sommer 'n ding wat my is my persoonlik rondom die skoon 'n platform waar jy op petrol ingegooi het. Ek het eendag by 'n motor by 'n fulstasie gestop. En die platform was vuil. En ek sê vir die persoon wat daarmee help, hy moet vir my 'n pakkie chips gaan koop. Hy sê, meneer, maar ek wil myself koop. Ek sê, ek kan nie, die platforms te vuil, hoe kom ek daar? Maar sê, as jy nou so toe gaan, dan sê jy vir die eienaar, ek wil met hom praat, want hy moet sommer vir my die pakkie chips bring. En hy doen dit toe. Hy sê vir my, meneer, hy verstaan nie, ek sê, die plek is so vuil. As ek van hier af na jou na die winkel kan terugloop, moet ek my skoene vervang. En dan kan ek nie meer ry nie. So hier sit ek nou, so dankie dat jy my gehelp het, maar jou plek is so vuil, ek sal nie weer petrol ingooi nie. Maar die goed trek jou, en dit is wat betrokkenheid, en dit geld vir elke besigheid, die verskil wat ons maak, met hoe dit lyk. Hoe dit lyk tel baie. Jy moet die ervaring van petrol ingooi met iets besonders wees. Gerrit, wat ons begin het, dan staan ek al by die kafee aan die oorkant van die pad, daar en by Hamerkop Nes, die hareware winkel. Dan gaan kyk ek al, dan sien ek, hier's bossies op die teerpad. Klippies wat daar lê, dis vuil. En as jy na die fulstasie kyk, sien jy hierdie goed eerste. So ons het die teerpad daarom, het ons skoon gemaak. Ek en die joggies het 'n baie goeie verhouding gehad. Ek het baie vir hulle gebraai, boerewolsrolle. Ek het toe 'n hotdog stand gebou. My eie boerewors cheeky dog met Total se klere wat ek toe nou wil uitrol hier in die Total wêreld in wat ek het 'n waantjie gebou vir R14,000 daai tyd. Cheeky dog, as dit 'n hoender wat ons verkoop het in boerewolsrolle. Total se klere geverf en dan het ek dit aan Total handelaars verhuur vir R1,000 'n maand. Maar ek het begin by myself. En toe het ons by van die ouens goed gesit, dan ry ek in die oggende gou, vat ek gou eers my cheese grillers en my boerewors en my buns, dan het ek 'n ou wat daar werk, en dan het ek vir hom sy goed gegee vir die dag, vanmiddag laai ek weer die goed op. So toe verkoop ek boerewors, saam met die petrol het ek nou boerewolsrolle verkoop het. Toe begin die ding nou, en wat ek vir Total gesê het is, nee, jong mannetjie, ek weet nie, ek sê vir hulle, jy ruik die boerewors. Nou sit ek hierdie waantjie hier buite, hy ruik dit, nou kry ek hom dat hy 'n boerewolsrol koop, wat gaan hy nou doen? Hy gaan in die winkel kom, gaan hy koop, en hulle sê toe, dis reg. Toe bou ek 14 waantjies, nee, 16, dit was R14,000 vir 'n waantjie. Toe verhuur ek dit, 14 maande dan het ek my geld terug, dis 'n redelike goeie som. Nou het ek hierdie som in my kop. Ek weet nie waar gaan ek al die geld kry om almal te bou nie, want Total het 160 fulstasies daai tyd. Ek wil 160 bou, dis wat ek nou wil doen. En hier so op 16 toe kom daar 'n nuwe algemene bestuurder en sy sê toe dis nie deel van hulle normes en waardes nie, en hulle gaan nou die La Boutique en die Bonjours en die goed insit by Total, en dit moet weg. So in 'n kwessie van 'n dag toe sit ek nou weer met hierdie 16 waantjies. Toe het ek dit nou weer begin, toe het ek dit verkoop, en gelukkig toe het ou nou weer begin met die rugby wat ou weer professioneel 'n paar rand gekry het. Nie baie nie. Kom ons fokus, jy begin toe jy het altyd seker 'n bietjie rugby gespeel. Ja, en toe koop die Valke jou. Ons het by Pretoria Rugby Club gespeel, ek en my vriend Gerrit Baantjie, ons het so lekker by Tikkies gespeel, en toe hoor ons Pretoria Rugby Club gaan oor see, hulle gaan Wallis toe. Gaan ons Tikkies toe, gaan na die Chris Buitendag hulle toe, sê vir hulle, hoor jy, ons maak klaar, ons gaan Pretoria toe. Hoekom nie, want hulle gaan toe. So, want ons het nie geld om self vir see te gaan nie. Hier's nou 'n geleentheid waar jy nou vir 7 dae oor see gaan. Naas Botha as die president by Pretoria, en nou kom ons daar aan by Pretoria Rugby Club, ek en Gerrit. Begin ons oefen, en hier is ons eerste proewe. Ek sal vir jou sê, Gerrit, maar nou sit familie wat deel is van die bestuur by Pretoria Rugby Club speel teen my, en jy nou, jy moet so 'n bietjie meer insit. Jy moet so 'n bietjie harder werk. Jy moet nie net uitstaan, jy moet aansienlik uitstaan. En wat toe gebeur is daar,
kan nie vir jou die alles vertel wat daar gebeur het nie. Dit gaan nie mooi klink nie, want jy raak ons maar oorlog op die veld. Maar jy het beklei. Want daai tyd Daai tyd kon jy nog jy kon beklei. beklei het. Onthou Patrick de Wet is die vlagman wat vir my op laerskool gehou en sê vir meneer, kyk 'n bietjie weg. en so dan toe kom ek so daar in die span, Jael Du Plessis was die afrigter. En hier is ons op ons trip oor see, betaalde trip. Naas Botha as ons president. Yes, dit was 'n ongelooflike trip. Een vir die boeke. En en toe het ons maar so begin met die rugby. En toe kom ek terug en toe wen Pretoria die Carlton beker. Daai jare en net voordat ek die Carlton finaal gespeel het. Toe bel Phil Pretorius my van die Valke. Toe het hulle net begin professioneel raak en toe het hulle baie spelers van Pretoria af gekry wat oorgekom het na hulle toe en toe oefen ons hier by Midrand Hoërskool se rugbyvelde. Maar as jy 'n wedstryd speel, speel jy hom op brakpan vir die Valke. So toe het ons hier by toe sê hy vir my kom oor. Hier's vir jou geleentheid en hy offer vir my 'n geld 'n maand, 'n pakket. Hier kry ek nou regte geld vir rugby. Dit was daai tyd, ek dink dit was R5,000 of 5,5 'n maand. Maar dit is nou, dis amper dubbel dit wat ek gekry het by die vulstasie. 5,500 'n maand. Ja. Ja. Ja, so dit was en dit was ekstra. Ons noem nou hierdie bedrag want die beroepsspelers nou sal verstom staan nee. Hulle gaan nie eens opdaag nie. Ja. 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 Maar so toe het ek nou hierdie ekstra geld en toe begin ek dit te spaar. Maar nou moet jy dit balanseer met jou volstasie wat jy besig is om op te tel en jy moet beroepsrugby speel. Ek het na die aandeelhouers toe gegaan, toe sê ek vir hulle, hoor ek het hierdie geleentheid. Ek is 6:00 in die oggende by die volstasie. Ons oefen 9:00 in die oggende by Midrand. So as ek 8:30, so 20:08 ry. Dan is ek betyds vir die oefening. Jy sal dit nou nie meer gemaak het nie, want die verkeer is nou te erg, maar toe kon jy nog, ja. Want ek in my kar geklim, gery op Maandag het ons 2 sessies gehad, dan bly jy sommer daar en jy gee hulle vir jou middagete en dan jy 'n fiksheid sessie en dan het afgesluit met 'n touch rugby of 'n sokker. Net vir dit altyd goed gedoen met die bal in die hand. Baie van die fiksheid was om jou te leer om te konsentreer terwyl jy moeg is. En dit is 'n baie belangrike ding. En toe het ek daar begin speel. Ek het oorgegaan. Ek was 'n dag by die Valke, die volgende dag te speel as 'n game teen die Britse Lions. Op brakpan. Dit was die watter toer van die Britse Lions? 97. 97. O ja. Ja. Toe speel jy sommer in die eerste week, toe speel jy teen die Lions. Ja. Ja. Dis 'n reserve hardloop op die veld. Nou die dag nog vir Pretoria gespeel. En dis 'n teen die Britse Lions. Ja, dis speel ek 'n Kan jy daai ervaring vergeet? Nee, dit is onthou jy speel teen 'n internasionale span. Ja. Dit is ongelooflik. En dis die dis eintlik teen hoeveel spanne die Britse Lions speel. Ja. So dit was 'n ongelooflike ervaring. Hulle kom in 'n land dan een keer in 12 jaar en daar tref jy dit op daai week. Ja. So dit was die vriende wat hy ontmoet het met die rugby. Vertel 'n bietjie van een of twee goed rondom Phil Pretorius goed wat hy geleer het in terme van sy afrigting. Phil was, hy het daai jare al begin met video sessies. Ons het video sessies gehad wat hulle die rugby ontleed het. Hy was eintlik 'n stapie voor. Ons is 'n klein paviljoenspan. Het ons dit genoem en jy kry jou groot uniespanne, groot paviljoenspanne, jou bulle en jou leeu's en daai ouens. So ons was 'n klein paviljoenspan en vir dit wat hulle tafel toe gebring het. As ek vandag hier sit en ek weet wat ek weet. Hy en Eenhating, die effort wat hulle ingesit het, die tyd, daai tyd. Onthou, nou het hulle net begin professioneel raak. Ons het video sessies, maar kyk, dis nogal, onthou, klomp rugby ouens saam is baie keer soos kinders, né? Nou sien jy jouself hierso op 'n video sessie en jy maak 'n fout. So dit is meer 'n gelag en 'n gespot. En hulle probeer ernstig wees. Die coach is ernstig en dan so in die begin was dit nou 'n snaakse geit, maar jy het baie geleer daaruit. Dan sien hy gou-gou hoor hierdie ou tackle
het 2 tackles gemis. Ek het 2 tackles gemis. Volgende dag, dan sit hy 2 cones daar neer. Ander manne hardloop op jou af om jy tackle. Jy kan nie wegkruip nie. Jy kan nie. En Phil het baie goed gewees met daai goed. En die spelers ook, senior spelers, Ralf Schreder, Jaco Boysen, ou legendes, Johan Leroux, wat vir die Bokke gespeel het. Bram van Straaten het by ons begin, by die Valke. Bram het elke oefening, voor die oefening geskop, pale toe en na die oefening. Kry 'n kontrak by die WP, word Bram hierdie fenominale Springbok. Ja. So daar, ons het baie lekker seisoen gehad, daai eerste seisoen. Ons het gelyk op, dink ek, 50 geëindig saam met die Vrystaat in die Curriebeeker daai tyd. So ek was meer op die bank as op die veld. Kyk, Ralf, hulle was ou manne daar, maar as jy die geleentheid gekry het, ek was 2 jaar daar. Dis net 'n goeie ervaring en dit leer jy ook 'n bietjie guts. Ek wil vir jou sê, Gerrit, jy hierdie hengse afseisoenprogram, dan kom jy, dan verloor jy jou eerste game. Wat nou? Nou moet jy weer planne maak. Kan nie opgee nie. Jy moet 'n nuwe plan in plek, en dis wat die coaches en die spelers en jou kaptein moet dan koppe by mekaar sit te sê, hier is ons volgende game, hier is ons foute met ons video sessies. Engels sê regroup, kry 'n nuwe plan. En dit maak die sport uniek. Enige spansport eintlik wat jy kan, jy moet hande vat. Jy moet jou ou vertrou langs jou. Want hulle toe met die verdediging so streng geraak. Onthou, in die begin het ons soos 'n klomp skape agter mekaar aangehardloop. Nou het jy verdedigingspatrone, hierdie ou vang daai kanaal, daai ou is op daai kanaal, daai ou is op daai kanaal. En jy moet jou spanmaat kan vertrou. Want as jy daai lyn breek, is hy deur. En kyk vandag se verdediging vir die ouens sê, dis ongelooflik. So, het jy benewens jou tyd by die Valke veranderspan ook gespeel? Nee, net by die Valke. By die Valke. Wat het hulle jou destyds betaal vir 'n wedstryd? Ja, ek dink R300 of R400. Dit is baie snaaks, nee. Ja, dit was goeie geld geweest daai tyd. Jy weet, as jy nie geld het nie, is dit goeie geld. Ja. Ja. Nee, jy is altyd dankbaar vir dit. En dit het so 'n bietjie gehelp op met die weggames het tot daai tyd oorgeslaap. So dan 'n ou paar biere gaan drink maar na die tyd en kom met die koevertjie uit. Ja. Het vir jou kontant gegee in 'n koevert? Ja. Ons het by die klub rugby ook net daarna ook. Kry na die tyd 'n koevertjie, wie het Saterdag gespeel. Ja, dis baie goed. Echt spesiaal geweest. Intussen is jy by die familiebesigheid besig en die ding groei. En jy's 'n entrepreneur, so jy begin met ander goed eksperimenteer. Ja, toe begin ons toe kom daar 'n groot handelaar, Dirk. Ek sien hom hier voor my. En ons het sy kar gewas, agter by die kar was. En hy het nou die kar wat hy nou gaan groot handel, en hy klaar koper vir die kar. Hy het hom net gou kom skoonmaak. Hy gaan nou die Audi A6 3 liter quattro. Vandag weet ek nou dis moeilike goed, maar daai tyd toe sê hy, jy kan die kar kry vir R50,000 agter sy inruilwaarde. Yes, dit klink goed. Ek gaan nou met die ding Audi toe ry, dan maak ek R50,000, maar nou het ek nie geld om die kar te koop. Nou het ek met my spaargeld van my rugby, kon ek die helfte van die kar betaal, en ek skakel toe my broer, Nokia oop, bel die broer, en ek sê vir hom, broer, ons kan die kar koop, ons gaan vinnig gou 'n paar rand. Goeie geld. Dis amper 'n jaar se geld vir my, wat ons nou hier gemaak met 1 transaksie. En hy sê nee, dis 'n deal. Geef my die helfte van die geld, ek betaal die ou. Ek sê nee, doen nie skuif na die ander ou doen, ons gaan die kar weer koop. Dit het toe nie so gewerk nie. Daai kar, toe ek by Audi kom, toe offer hulle my 100 agterboek. Dan sê ek, hier is nou 'n moeilikheid. Nou moet ek hierdie broer vir my, wat 'n besigheidsman is, nou moet ek aan hom verduidelik, wat gaan nou hier aan? Sê vir hom, broer, ek gaan nou maar die kar ry, totdat ons hom verkoop.
Ja, maar ek dog jy het seker gemaak van jou saak. Ek sê nee, maar dit het so geklink. Ek het nou so regtig dit het goed geklink. Ek ry daai kar vir 6 maande voordat ons hom verkoop. En toe sit ek daai Desember my eerste Auto Trader advertensie in, want hulle Maar dis toe nog met daai kar. met daai kar. Jy het nou nog daai kar. Dit is hom nou Julie maand gekoop. En kyk my broer elke maand, hoe gaan dit nou met die verkoop van die kar? Ek sê broer, ek ry hom nog. Lekker kar om te ry. Maar swaar op petrol. en wat toe gebeur is toe Julie sit ek om in die Auto Trader daar en want jy hulle toe 'n halfprys pakket. Dan kun jy net een kar insit. En ek sit hom toe in en ek kry hom verkoop. Toe maak ek 'n Piet R10,000 na wat ons nou moet deel, 5,5. Na 6 maande. So die sommetjie het nie as jy nou moes rente betaal daarop, sy boerepak gekry het. En dis so die eerste kar. En toe het ek 'n vriend Niels Hatta. En Wat is vir my besonder hierso is as 'n mens kyk waar jou dis eintlik die begin van dit was die jou eerste kar met waar jy nou na toe gegaan het, ja. wat enorm is. En jy kon daar 'n gly gekry het in hierdie ding en dit net gelos het. Maar hierdie ding was in jou bloed. En hierdie klein terugslag moet jy maar net oorleef en daai het leer. Ja. En daai het leer, ja. Nee, dis 100% daar was 'n klomp terugslag en ek dink is in enige bedryf, Gerrit. Ja, Ek dink jou bedryf is altyd Ja, is goed wat nie mooi van buite af lyk dit alles is ja, want maanskyn en rose. ons loop nie vir ouens, jy het nie elke keer wanneer jy 'n ou sien met jou Audi vir hom gesê man luister dit lyk mooi maar dis nie hoe dit werk nie. Dit het maar net mooi gelyk. Ja. Dit is suksesvol gelyk maar intussen het jy gebloei. Tussentyd ry ek op vir 6 maande. En ek sit met 'n broer wat wil weet maar ek kry sy helfte terug. Ja, so nee, so toe ek en Niels, toe ek R150,000. Daai tyd. Ja, jy het nou 5,000 wins gemaak op die ding wat nie wins is nie, maar jy het nou jou geld ten minste teruggekry. Ja, geld terug. Ja. En ek het die kar ook so 'n bietjie gery, so my broer het nou die kar gery. Jy het goed gelyk vir 'n rukkie. Goed gelyk, ja. Want ek het 'n Mazda. Maar waar trek jy die kar nou bedags as jy hom jy wil hom verkoop? Want trek jy hom daar by die fulstasie, daar by sy paadjie. Op die grasperk daar voor. Ja. Probeer ek sit 'n prys op. Elke dag kom jy, dan sit jy 'n prys op die kar. Nou jy weet hierdie kliënte ry elke dag daar want dis 'n residensiële fulstasie, nee. So hulle is elke dag daar. Dan moet jy weet hulle sien hierdie kar vir 6 maande elke dag. Ja. Sien hulle die kar. Ja, dis waar 'n ou besluit dat jy gaan nie weet is nog ek is en Niels se vriend van my kom toe en hy sê toe ons gooi elkeen R150,000 saam. Dis nou verkoop dit nou. Dan gaan ons nou na ons eerste Wesbank veiling toe. Nou kom ons ook nou koop ons hierdie 2 Opeltjies. Ook vir 10,000 agterboek. Dit klink goed op die veiling, né? Alles klink goed, Gerrit. Koop die 2 karretjies sit hulle. Net vir ou wat nie weet nie. Wat beteken jy koop hom vir 10 agterboek? Sy inruil daar's 'n boekiewaarde. Ja. Jy het 'n inruilwaarde en 'n herverkoopwaarde. Engels is trade en retail. Ja. So sy inruilwaarde trade is sê net maar daai tyd 70, 80. Ja. En nou koop jy hom vir 70, 10 agter die inruilwaarde. Ja. Maar elke kar het sy eie waarde. Party betaal jy oor die inruilwaarde en die ander betaal jy weer ver agter. Ja. En daar's meriete vir dit. Ek wil nou nie in dit ingaan nie, maar dit weet ek nou vandag. Maar daai tyd weet ek dit hierdie Opeltjies lyk te spoggerig. Ek weet toe nie dit is nou nie so warm produk in die mark nie. Nou koop ons weer die 2. Net vir die ouens wat Opels ry, dis daarom nou 20 jaar terug. Hulle kan ontspan met jou Opel nou. Ja. Gerrit, 100%. Ons verkoop nou baie mooi Opels. En sit ons weer met hulle vir 6 maande. Watter jaar praat ons van nou? Hierdie is 98. Okay. Nee, vir die ouens met die Opels dis 28 jaar terug. Relax, Ja. So wat toe gebeur, nou sit ons met hierdie 2 Opeltjies trek, hulle ook op die gras. Ag, eventueel te verkoop ons hulle. Ons het gelyk gebreek op hulle. Ek kon net so by die huis gebly die hele tyd. Jy kon net so by die huis sit en TV gekyk. Of jy 150 by Absa belê het. 6% ja. En toe begin ons nou weer. Toe kry Niels se kontak by Charles wat daar by die markwerk. Hy verkoop wat lemoene en hy het 'n kontak by 'n ou by Toyota. En toe begin ons al Charles se voorraad koop.
toe begin ons die goedkoop. Toe het ons nou, verkoop ons nou die geld op. R300,000 se karretjies, nou staan... Maar waar trek jy toe die karre? Jy koop en dan trek jy nog By steeds op die die gras, vulstasie, by die ja. vulstasie. Nie Ja, vloer nie, ons trek daar voor. op die sypaadjie, Ja. op die gras. Jy gaan maar nie glo nie, ons was 3 maande. Ek en Niels nou, dis die geld is opgekoop, ons voorraad, begin hier en daar 'n karretjie koop en verkoop, dan koop jy weer 'n ander karretjie, en ons is toe aan die gang. Toe staan Niels by 'n kitsbank, en hy trek geld en sy beursie val uit. Jy moet nou hierdie hoor, ek het dit nie vir jou vertel nie. En sy beursie val op die grond, en die ou agter hom tel hom op, en hy gee hom vir hom, en hy begin met hom praat, en hy sê vir hom, luister, hier's dit, en hy vind uit, ek nou vir jou sê wat die ou se groot konaard is, maar hy vind uit wat Niels doen, en Niels het my uit hierdie ou gekry wat ons kan help met karre koop. Niels sê, so ongelooflike eerlike uit my beursie opgetel. Luister, op Hy het hom maand dalk uit 4. sy sak uitgesteel eers en dit dan vir hom teruggegee. Gerard, op maand 4. Toe gee ons vir hom nou moet ons eers karretjies verkoop, want hy soek R98,000 vir hierdie pakket karre wat hy nou vir ons gaan kry. 98 weg. Die ou wat nou die beursie opgetel. Ja, maar nou is dit kwaad. Nou sê kyk, nou is dit, onthou 1/3 van jou geld is weg. Ja, nou net soos daar, ek en Niels hartseer. Kyk, ek wil hom 'n boerepak gee. Daai tyd ek het hom gesoek, maar ek het hom nie gekry nie. Dankie Vader. Onthou, want jy is nou nog jonk en sterk en jy vol adrenalien. En eventueel toes hy nou is al 100 weg. En toe begin ons nou weer met die karretjies en so nou laat total sy daar toe stop, toe daar 8 karre op 'n stadium daarvoor. Op die sypaadjie. Op die sypaadjie, ja. Toe sê total, jy mag nie jou karretjies daar trek nie, en my maale stem saam met total, dit lyk slordig, dit is nie, ons verkoop nie karre nie, ons verkoop eintlik petrol. En toe moet ek nou die karre skuif. Jou ma sê vir jou, My ma sê, wat skuif jy? Ja. So, toe, hier by Zambesi, waar BMW nou is, was so fontein, waterfontein, met karvloere en ja, ek weet jy, nou by ja, ons, ja. en by BMW, daar Ja. was dit, en daar was 'n oom gewees om Pieter Koen, en hy het 'n besigheid gehad, Bakgat Beleggings, en hy het karretjies verkoop. Hy en ou Patrick. En sy sê, oom, kan ons die karre daar trek op consignment, so oom vat soveel op 'n kar, en dan stop ons die karre daar, en ons bemark dit self ook. En die oom sê, dis reg. Nou stop ons karretjies, en ek en Niels gebruik nie van die karre se geld nie. Ek lewe met my volstasie se geld. Ek en my vrou kom uit daarmee, en sy werk toe by Sambou Bank. So ons kom uit. Henentjie is gebore, ons gaan aan kinderdoeke, almal is happy. En wat toe gebeur is, toe na 'n jaar, toe kom Pieter na my toe sê hy vir my, hy wil nou Sedgefield toe gaan. Hy is nou moeg vir die bedryf. Hy maak daar. Kyk, ek kom so. Nou sê ek vir hom, hoorie oom Piet, oom met 'n Standard Bank finansieringskode. Oom is 'n goedgekeurde bankhandelaar. Gaan oom dit net los? Hy sê ja. Ek sê vir hom, kan ek nie die BK by oom oorkoop nie? Daai tyd. Hy sê ja, hy sê maak my offer. Ek en hy sit so in sy kantoor. Toe's daar, hy het 'n lesenaar, hy het 'n lekker stoel gehad, 'n yskassie en sy bankkode. Koop ek toe by hom vir R30,000. Hy sê hy's happy, ek is happy. Daar gaan die oom Sedgefield toe. En toe het ek 'n bankkode. Nou is ek 'n goedgekeurde bankkode, en 'n Nieltjie van Standard Bank. Help my toe om my naam oor te sit en die kode op my naam oor te sit met die, ons behou die BK nog soos wat hy was. Ek het hom tot vandag toe nog. Die Lindo Park voer val onder Bakgat Beleggings. Van daai jare af. En Daar was 'n groot bereik geweest. ja, dit was ongelooflik. Onthou, jy word nie net 'n bankgoedgekeurde handelaar nie. Dit vat jou, jy moet 2-3 jaar in die bedryf wees, jy moet fakture gee.
jy moet 'n betroubare handelaar wees. En toe begin ons die kode kry. En toe ek en Niels toe sê Niels, En jy kry 'n tafel, 'n stoel en 'n yskas tafel so 'n yskas. Ja. op die koop toe. Ja. Dis vir my uit die hemel uit, dis 'n goeie transaksie gewees op baie stadium. En Charles Botha koop toe 'n huis in Stormfoel. En ek sê toe vir my vrou, ek gaan geld op ons huisie leen tot teen die plafon toe. Want ek gaan nou hierdie karre storieetjie ons gaan nou voluit. Dit was nou op die kant. Nou sit ons met so 20 karretjies. Ek gaan nog steeds by die volstasie wees, maar ek gaan 'n bietjie meer aandag gee aan hierdie. En Gerrit, wat toe gebeur is, toe gaan ek die geld en ek en Niels kom toe tot 'n ooreenkoms toe. Ek gaan toe alleen aan. Smart ou, Niels Hatting. En sit ons al doen ons sommetjie en Niels het uitbetaal, want hy's so 'n groot markagent, aardappels en goed hier op die mark. En dit sê ek vir hom, as ons nou hier, as ons die ding wil druk, dan moet ons begin bel en dis oproepe en hy sê, onthou hulle begin 4 in die oggend, markagente. Sê Nela van nee, as hy 2 uur, 1 uur klaar is, wil hy nie 'n oproep maak nie. En hy doen baie goed vir homself. En toe het ons 'n ooreenkoms gehad waar ons 'n bietjie goodwill en bietjie dit en dat bymekaar sit en toe ek vir Niels. Die besigheid het toe nog nie 'n naam nie. Hoe het jy al die naam? Toe begin ons met Stormfoel Motor City. Okay. Ja, in Stormfoel. Okay. Koop Charles se huis. Hy sê hy gaan nog steeds vir my voorraad gee wat hy kan kry. Want die groot geheim is om voorraad te kry. Die huis is die kantoor en die karre staan Hy is daar voor, sit skadu nette op en hier begin ons. Nou het ons eie vloer. Koop toe die huis, Charles sê toe nie hy wil 'n vernoot word van my. Ek sê nee, okay, as dit doen dan koop ons die huisie langsaan. Nou het ons 2 huise met skadu nette voor. En dis toe ons begin het by Stormfoel. Waar kry die besigheid toe sy naam? Wat 'n voor die hand liggende naam is, maar vertel net die storie. Wat toe gebeur is, toe het ons nog 'n erf gekoop, 'n huisie. Toe ons het al ons geld net teruggedruk in die besigheid. So bitter min. Hier Desember as ons bietjie op verlof gaan, dan sê ons hoor elke ou vat soveel en dan gaan ons op vakansietjie of as ons op vakansie gegaan het. Want Gerrit, ek het nooit langer as 5 dae op vakansie gegaan nie. Ons het terug. So ons het heeltyd teruggeploeg in die besigheid en toe bel Koop Steiger my van Venditor met die voer daar op die hoek van Louis Trichardt en daai tyd Voortrekkersweg, voordat dit die Biko was. En hy sê vir my, hoor jy Geysie, die vloer, wat is die vloer vir jou werd 'n maand? En dis toe daai tyd die mooiste vloer in Voortrekkersweg. Ek sê vir hom, Koop, ek dink die plek is so 50-60 000 rand 'n maand werd. Wat baie geld is daai. Dit is maar net my opinie, maar wat weet ek sit hier in Stormfoel. Ek sê vir hom, jy bel die verkeerde ou. Ek het nie daai kennis so goed van daai vloere nie. Volgende dag bel hy my, hy sê vir my, hoor jy die vloer, geluk. Ek sê, hoor jy, hier's 'n groot misverstand. Dit is nie ek kan die vloer hê, maar onthou nou, daar's nie karre nie. Jy moet geld hê. Ek het nie geld vir karre nie. Ons het net die karre wat ons het. Hy sê, wel, ek sê vir hom, nee, wag, laat ek gou hoor. Nou bel ek Absa Bank. Bel ek hulle, en ek sê vir hulle, luister, ek wil nou vloerplan. Hoe werk 'n vloerplan? Nee, jy moet daai tyd 25% deposito toe gee, en dan kan hulle vir jou, so as jy R100 wil leen, moet jy R25 neersit. Dan het jy R100 lening vir hulle sekuriteit. En toe sê ek, verkoop hulle, gee my 'n maand, ek gaan vir 'n maand lank die vloer betaal se huur. Maar as ek moet eers my lening, ek kan nie, my pa het altyd gesê, jy praat soos 'n cowboy, maar jy's 'n kroek. Hy het gesê, soms vir sy ouens hier, hy sê, ek het nie geld, ek moet nou eers kyk of ek dit kan kry deur middel van die lening. En Gerrit, op die 30ste, 'n dag voordat my transaksie met hulle verval, want toe wil Audi daar aangaan. Toe keer af sy my vloerplan goed. Yes, toe is ek nou opgewonde. Toe begin ons nou daar in Voortrekkersweg. En wat toe gebeur is, nou kort ons 'n naam.
Want die karretjies by Stormfoil, nou wil jy wil 'n bietjie goedkoper, hoër kilometer karre in Stormfoil verkoop het, daai tyd, en bietjie laer kilometer beter karretjies in Voortrekkerweg. Dit was toe die plan. Maar nou wil jy dit 'n ander naam ook gee. Nou, daai tyd begin Heineke Meyer net groot rugby speel en ek dog afrig. En hulle doen baie goed en ek dog toe praat met Arnie van Rooi en hy is vandag 'n groot vriend van my. Hy sê ou van Griek was en ek sê vir hom, "Yes, Ara, ek wil die ding dalk Heineke Meyer motors noem en nou trek vir Heineke in." Arnie sê vir my, "Hoorie, jy vergeet jou pa was Gys Pitser, Springbok legende." Ek sê vir hom, hy sê, "En jy's ook Gys." Hy sê, "Gys, julle is gebore en getoe in Pretoria. Julle het al so met die rugby en goed, baie mense ken julle, almal ken jou pa. Noem dit Gys Pitser motor. Wat ons toe doen." En Voor die hand liggende naam, ja. Ja, dis waar ons toe op die naam kom. En Gerrit, dis ons nou daai kant Gys Pitser Stormfoil hierdie kant. En toe op 'n stadium toe gaan ek my buurman is Hugo Maree gewees, oorlede buurman, 'n vriend. Toe ons in Houtbaai gaan visvang, toe sê hy vir my, jy sit met Stormfoil en jy sit met Gys Pitser motors en jy moet nou 2 plekke bemark. Hy sê, "Gys, jy betaal dubbel dit. Noem die plek een naam." Ja. Sê ek vir hom, "Ja, maar dan moet ek nou eers my kwaliteit van my voorraad te Stormfoil daai tyd bietjie opgradeer. Na dieselfde kwaliteit." Ja. En dis toe wat ons toe doen. Verander die voorraad, bietjie minder karre, skone karre, mooier karre en toe het ons net een naam, Gys Pitser motors. Gys, nou, ek wil nou nie al jou trade secrets sê nie, maar die ding het nou gegroei na 'n fenominale bedryf toe. Ek het dit aan die begin gesê, seker een van die mees vooraanstaande tweedehandse motorhandelaars in die land. Ek kan dit seker sê. Ja. Kom ons sê die hoeveelste grootste in Gauteng nie, maar dis baie naby aan heel bo. Maar jy het in hierdie pad ook groot terugslag gelei en waar jy met hierdie slenterstreke van want daar's baie ouens in hulle bedryf wat baie skelm is waarskynlik. Baie groot skades gelei. Soveel so party ouens gee op met hierdie goeters. Hoe verwerk jy daai goed? Gerrit, jy val op jou knieë. Hoor gou wat ek jou sê, ek het op 'n stadium jy so moedeloos met hierdie ouens wat karre dupliseer en gesteelde karre en ons het nou 'n stelsel in plek daar, want onthou as jy by my 'n gesteelde kar gekoop het daai jare en jy kom na my toe en die kar is as gesteel aangemeld, gee ek jou geld vir jou terug. So ek vat hom direk op die ken. En dit is die gemoedsrus wat ons nou deur die jare eintlik vir kliënte, ek probeer nie ver gaan mee nie, dis nie jou skuld nie. Ek het die kar aangekoop, die kar was gedupliseer, maar vandag het ons doen En daar's ouens wat 'n besigheid daarvan maak om aan jou 'n gesteelde kar te verkoop. Jy wat Gys Pitser is, koop 'n gesteelde kar, jy weet dit nie, al die checks and balances is gedoen en dan blyk dit later hierdie kar was gesteel. Ek sit met 'n NATIS registrasiedokument met spaarsleutels met die kar. Maar dis 'n gesteelde kar. Verstaan? So ons het nou ons eie e-NATIS en goed. En die ou wat hom by jou koop, hy het hom gekoop met finansiering. Alles lyk reg. Alles reg. Onthou die banke weet nie die kar is gesteel nie. Niemand weet dit nie. Stuur hom in, doen die aansoek by die bank. Toe vind ek uit hierso ons het syndikaat het ons gevang met 16 karre. Wat jy mee toe sit. Wat ek toe sê, en toe ek die dag van die karre op die vloerplan wou sit, toe sê hulle maar die kar is onder finansiering. Gerard, nou dit is so goed, ou slaan jou in die op die neus. Jy kyk hoe begin sommer te traan, nou weet ek hier's moeilikheid. Ek bel die banke, ek sê vir hulle, hoorie, julle het ook maar die ouens goed gekeer, ek probeer nou myself cover daar, en hulle sê toe, nee, maar jy die karre gekoop en dis net 'n kwessie van, as jy moedeloos, bel my pastoor, ou Martin Smit,
Die nominale ou sê ek van pastoor hier nou al bid ek negatief. Ek's negatief en goed en jy mag dit nie wys by die werk. Dis jy moet mos nou hierdie front hê wat moeilik is, nê. Maar jou huis en jou gesin en jou kinders, hulle tel die goed op. Dat jy dis 'n klomp geld het nou verloor het en soos jy sê baie ouens met genade kon ons aangaan. Met al hierdie goed wat gebeur het. En dis wat die pastoor ook sê. Hy sê jy het guns gekry. Hy sê ander ouens het toegemaak en jy kon aangaan. Dit was baie naby, maar ons het deur hom geveg en Gerrit nou, ek wil nie dit heeltemal vergeeslik nie en dis Jy kan maar. jy moet bid. Jy moet maar bid. Daai pastoor vir my dat sê hy groei wat in die woord staan. Sê ek vir hom ja. Hy sê nou dit wat van jou wat onregmatig van jou weggeneem word, sê jy 7voudig keer terugkry. Ja, nou is ek so opgewonde want hierdie bedrag wat ek verloor het, Maal 7. maal 7. Jy gaan die entrepreneur in jou Ek is super op die entrepreneur in jou sommer van treurig na bly. Jy maak die som, jy sê hier gaan ek nou ryk word. En wat toe gebeur is en nou kry dit nie in geld nie. Jy kry dit in baie ander goed. Kinders, jou familie, jou vrou, jou huwelik. Verstaan, ouers, as jy die goed gaan meet, éventueel, is dit baie meer as die geld wat jy verloor het. En die ouens wat saam met jou die juk gedra het in daai tyd, my bestuurder. Onthou nou wat gebeur, want hulle is op kommissie aangestel. So hy deel in die profijt. As daai geld gesteel word, is dit weg. Kom af van die profijt af. En dit wat my broer my geleer het, manne, dit was ons transaksie op dag 1. Is hulle in of is hulle uit? En daai ouens, ek wil vir jou sê, Pieter Bouwer, Andries, Joubert, ouens wat saam met ons ingekoop het, en die Nox saam my gevat. En dit is vandag nog by jou. Ja. En hulle het jy sien nou 'n ander ding, hy moet ook so ou moet ook geloof in jou hê. Ja. Te sê Gys, ek glo in jou. Want as jy op daai stadium wankelrig raak, dan vat so goed in loop, dan sê nee wat. So jy moet vertroue hê in die leier. Ja. Gys, wat is as hierdie jongman nou voor jou sit, en hier is wat hulle sit nie voor jou nie, maar hier is ouens wat luister. Wat is die kwaliteite wat jy geïllustreer het? Jy werk by 'n motorhawe. Begin jy werk, jy kry 'n salaris, jy werk op kommissie. Jy draai hom om, jy maak hom suksesvol. Dieselfde kwaliteite gaan deur na 'n besigheid wat jy vandag baie suksesvol bedryf. Wat is daai kwaliteite? As jy vandag met hierdie jong man gesels en hy sê vir jou, oom Gys, wat is die goed wat 'n ou moet doen om 'n ding suksesvol te bedryf? Jy moet aanhou. Gerrit, jy moet aanhou. Dit wat my pa my geleer het, kry jou kop reg. Jou kop reg kry. Nou het hy gesê, when the mind is prepared, the body will respond. So jy moet jou kop reg, hier wat my bestuurders gebeur het. Ek kan nie die hele Jy moet aanhou. Jy moet aanhou. Ek kan nie kom met ek moet hulle positief hou. Jy weet hoe ek 21 word. Ek kom toe net van my diensplig af. Was 2 jaar gewees en ek was in Namibië, Suidwes-Afrika in daai tyd en die hele 2 jaar, maar nou is ek terug en ek werk en ek is Desember maand op die plaas. Nou stroop ons koring en ons ek werk. Ek is op vakansie, maar ons stroop koring en dis Desember maand en ek jok. Nee, dit was nie Desember maand. Ek jammer, ek verdaar ons nie Desember nie. Dis winter gewees. Ek het mielies gestroop. Dis reg. So ek word 21. En ek en my broers, hy is 9 jaar ouer as ek en hier wens my broer my geluk. Dit is sy gelukwensing. Hy sê vir my so terwyl ons daar doen en gesê hy, ek wil net vir jou sê, jy word nou 21. Dis nie wat jy gaan doen in die lewe nie, dis of jy dit kan aanhou doen. Ja. Dit was dit. Dit is nie hy my broer baie geluk met die verjaarsdag nie. Dit is nie wat jy doen nie, is of jy dit kan aanhou doen. Ja. Ja. Nee, Gerrit, ek wil daar by jou aansluit, consistent. Want die Engelse woord is consistent. Jy ons met die karre wat ons nou doen, jy het jou reëls en jy moet dit toepas. Ons staan vir skoon karre.
Skoon kar is nie 'n kar wat in 'n ongeluk was nie. Jy het jou waarborge wat jy vir die kliënte gee. Kliënte probleem by ons in die eerste 6 maande help ek hom met sy kar. Ons wil dit doen. Dit is eintlik ons hoek. Ons het daai tyd het ons dit heeltemal verander. Daar is die wat is die Consumer Protection Act. Dis wat 'n 6 maande ding is en ek het gegaan en ek het gesê ek gee 6 maande waarborg. Eintlik die wet. Maar ek volhard by dit, Gerard. As jou kar 'n probleem het, wil ek jou help. Ek sê altyd dis maklik om 'n kar te koop, maar wanneer Maar dis is 'n interessante ding. Dis wat die wet sê, maar jy sê dit ook vir die kliënt. Ek Daar's sê dit baie vir die kliënte wat daai beskerming geniet, maar die handelaar sê dit nie en die kliënt maak ook nie daarop aanspraak nie. Ja. So dit is merkwaardig as 'n handelaar vir jou sê, onthou, as jy moeilikheid kry, help. maar dan moet jy daarom nou nie self vir die ding opsetlik breek en hom abuse nie, nê. Nee, kyk, onthou daar soos jy kry ouens wat hy wil by 'n berg afry, dan soek hy wil hy met die kar vervang. Weet, dis is 'n koppelaar op 'n kar. Ek sê as 'n ou op 'n bachelor die verkeerde goed gedrink het, kan hy 'n koppelaar brand hy nou in 'n middag. En sê daar's meriete aan alles. So ons kyk altyd na die goed. Ons het ons werkswinkels en goed by die vloere. Ons tel die kar op met 'n lift, met 'n hyser. En Gerrit, ons maak seker. Wil nie sê ek vir die kliënt, kyk hierso. En jy kry dit ook, ons het nou Maar as jy dan nou daai ou dit nie vir hom gee nie, dan is hy nou omgekrap. Ek het nou die dag hier deur die Tolhek gery hier na my kantoor toe en toe ek nou deur die Tolhek ry, daai area, want dis 'n groot Tolhek. Toe het ek gesien in die nag het iemand nou 'n paar koeksisters gemaak daar in die area van die Tolhek. Ja. Nou as daai ou nou by jou kom en die goed werk nie, dan moet jy hom nou uitvang en dan is hy nie happy nie. En dan gaan hy ook daarna nie baie positief van jou praat nie. Dit is dis die ding vandag met die sosiale media. Jy weet, hallo Pieter, daai reviews wat jy kan sit op Google. Ja. As daar 'n probleem is met 'n kliënt. Party kliënte, ons het dit nou ook al gekry. Gerrit, hy bel jou nie eens nie. Hy gaan sommer direk hallo Pieter. So ons kyk elke keer na die goed, dan bel ek jou persoonlik, ek en my bestuurder, sê vir hom, wat is die probleem? Kyk of jy die probleem kan uitsorteer. Ek hom hoor hierso, los dit wat jy daar opgesit het en sê hoe het ons jou gehelp. Want dis 'n beter storie. We gaan kyk na ons hallo Pieter goed. Gerrit het 'n probleem gehad met 'n kar en ons het die probleem aangespreek en Gerrit is vandag tevrede. Ja, maar jy praat nou nie van my. Nee, dis 'n voorbeeld. Dis 'n voorbeeld, ja. As jy sê consistency, jy moet jou woord, dit wat jy vir die kliënt sê jy sal doen, dit moet jy doen. Ja, jy moet moenie jok nie. Ons het nou ook al, en dit gebeur maar met jou personeel, jy verkoopsmanne wat nou dan sê vir die kliënt, ons gaan vir jou splinternuwe BF's of bande opsit en maak beloftes, die kliënt koop die kar, kom hy daar oor 2 weke aan en soek hy sy bande. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En wat maak jy dan? Wat maak jy as Gysbitser dan? Sê maar die ou het dit vir my beloof. En dan? Nee, dan sit ek vir hom sy bande op, onthou hy verteenwoordig my. Ja. Maar die ou verloor sy werk. Ja. Gerrit, want hy jok. Ja. Hy's 'n leienaar. Ja. So ons is baie erg op dit. Ek wil vir jou nog 'n ding, Gerrit, ons span daar. Ek dink die omgewing waarin die mense werk is special. Ons het 'n baie goeie verhouding. Ons lag baie. Die girls gaan baie keer na spa's toe. Hulle gaan alleen plaas toe. Die moet jy nou nie sien nie, want nou wil al die al die girls by werksplekke. Hierdie is net by Gys. So ja, almal gaan in as jy daar werk. Ja, net by Gys. Ja. Jy wil dit gaan na Gys toe. Kom nie, ja. Sê Gerrit, ons het 'n baie goeie verhouding met die personeel. Ons ouens moet by hulle kinders se sport uitkom. Jou kind deelneem tydig en ontydig. Woensdagmiddag, ek het 'n reëling met die ouens, jy gaan na jou kind se sport toe. Jy gaan kyk hoe speel Janie rugby. Verstaan? So dit is 'n ding by ons. Ag, en dis menslik, nê? Jy wil mos gaan kyk. Jy weet, so jou personeel wat jy aanstel speel 'n groot rol. Baie groot rol. Die verhouding, die werksomgewing begin by die aanstelling.
As jy verkeerd aanstel, jy het altyd 'n probleem. So daai intervensie waar jy 'n persoon aanstel is krities. Maar Gerard, dit is baie moeilik. Jy sou weet. Onthou, die ou wat in daai stoel sit. Sy persoonlikheid van vandag wat jy aanstel en môre begin werk, is twee verskillende mense. Dis heeltemal. Het op 'n dag 'n vrou hier by ons begin werk. Sy het gekom vir 'n onderhoud, sy baie mooi aangetrek geweest. En toe sy nou die volgende dag begin werk, toe lyk dit of sy met haar pyjamas kom werk. Nou die hare lyk sommer anderste en die kleredrag lyk anderste en jy dink, hoe doen ek dit nou? Eintlik moet jy ou kan wegjaag op die on the spot, wat nie die aantrek by die werk soos wat jy aantrek soos by die onderhoud nie, maar ek sê nie vir 'n ou jy moet hom aan 'n wegjaag nie, ek sê ek wens jy kon. Maar dis onverskoonbaar, want dit is 'n vorm van dit is misleidend. Ja. Nee, ek sê saam met jou Gerrit, nee, ons het jy kry snaakse mense wat snaakse, kyk as hy daar sit, dit is amper soos hierdie ouens wat daar by Builders Warehouse staan, hy kan verf, elektriese plumbing, hy kan alles doen. Totdat jy hom nou by die huis aflaat, jy weet, Ja. Nee, ek het vir daai wat jy as jy daar gaan kan jy 'n helikopterpilot ook kry daar onder hulle. Ons het presies wat jy nou gesê het. Ek het 'n dame gehad wat vir ons karre verkoop het. En kom jy daar gaan kyk haar. Ek sê vir haar, hoorie, wie's jy? Ek sê wat gaan nou aan? Hoekom? Ek sê kyk hoe lyk jy op Facebook. Kyk hoe lyk jy hier. Jy 'n foto post. Kyk hoe lyk jy nou. Ek sal nie kar by jou koop. Weet jy, jou skoene is nie skoon nie. Ja. Jy het nie gremering aan nie. Presies dit. So Gerrit, ons is ook baie gestel daarop op uniform. Almal lyk dieselfde, elke dag trek jy dieselfde klere aan. Gys, ek wil hê jy moet net 'n bietjie praat oor jou ma. Jou ma se inspraak in jou lewe. Ag, my ma's nou oorlede. Vir 'n rukkie terug. En ja, sy's ter Blaans gewees en my oupa ook. Hulle is heeltemal perfeksioniste. So ons het in 'n huis groot geword waar alles is reg. My kamer was die spaarkamer. So wat by my kamer en goed is, my ma is baie netjies gewees en die huis is altyd, ons het altyd saam geëet. Daai reëls so goed, my pa, my ma, daai huisgodsdiens, 'n goeie huis. Het julle as gesin saam huishoudings gehou? Ja. Met jou pa? Ja. My pa het mondvletjie gespeel. Hy het self 'n selgroep gehad daai jare. Hatfield, Pastoor Ed Reiber, daai jare met die tent nog, het my pa 'n selgroep gehad waar François van die kerk wat later oorgevat het daar. En Joe van der Berg, groot pastore wat in Hatfield was my pa se selgroep. En jou ma se uitstaande kwaliteit was? Dus as jy nou vir ouma Marina vra, gaan plaas toe nou. En ek het ouma se hulp nodig, kyk 'n bietjie daar. Luister. En ek het dit op die begrafnis ook gesê. Kyk, as sy daar weg is haar nie braas oor nie, alles blink. Dan sy gaan teels koop, want sy sommer hier geteel. Kyk, die mense hardloop haar, dan werk hulle regtig. Maar nee, dis net haar manier, sy's net 'n netjiese lady gewees. Verstaan? En ook maar sy was 'n bidder ook gewees. Sy was bid. Sy het gebid vir die familie. Daar's nie 'n dag wat verbygegaan het wat sy nie gebid het nie. Ja. Gys, baie dankie vir jou openhartige nederige deel van hierdie lewensreis van jou. Baie dankie. Dankie Gerard.